Okay, kom ons kyk gou na basiese beginsels by stroombane. Ons gaan net twee doen. Die eerste een is die totale weerstand. En dit is of jy kan, as jy met interne weerstand werk, gaan dit die eksterne weerstand van die stroom wees, van die stroombaan wees. Daar's basies twee maniere om dit te benader. Sou jy die totale volt sê of potensiaalverskil van die baan en die totale stroom van die baan, dan kan jy net sê die eksterne weerstand of die totale eksterne weerstand is al die volts gedeel deur al die stroom en dan kry ons 4 ohm. So dis een roete om te volg. En dit was baie maklik en ek seker almal van julle weet dit. Dan kan jy ook, sou jy die weerstand in serie kan bereken en die weerstand in parallel, kan jy hulle net bymekaar tel. So dan kan jy sê die totale eksterne weerstand. Let wel, dit is net as jy nie interne weerstand het nie. Interne weerstand bane werk so 'n bietjie anders. Is die weerstand in serie en ons kan sien dis 2 ohm. Jy hoef net 2 te skryf plus die weerstand in parallel. En dan moet jy dit gaan uitwerk. 1 op R parallel is 1 op 6 plus 1 op 3. Dan sit jy dit in jou calculator in. Jy hoef nie hierdie gedeelte van die stap te wys nie. Dit gaan 1 op 2 wees en dan flip jy dit net om. Of jy kan dit sommer dadelik omgeflip het en dan net gesê het R parallel is 2 ohm en dan sit ons 2 daarby en dan kry ons ook 4 ohm. En dis die basiese beginsels daar. OK. Volgende een wat belangrik is. Kyk gaan na hierdie baan. Is dieselfde baan. Ek wil graag daai lesing op die ammeter daar hê. Wat is die lesing op ammeter 2? En weer eens, daar's twee maniere om dit te kry. Jy moet bewus wees van albei. Ek gaan nou vir jou sê wat ek die meeste van hou. Kom ons kyk gou na die eerste metode. Dis die een waarvan ek die minste hou. En hy werk soos volg. Jy gaan nou daai 2 ampere split na 'n 6 en 'n 3 ohm resistor. So daar's 'n 6 ohm resistor en aan die onderkant is daar 'n 3 ohm resistor en die totale stroom is 2 ampere. So dan moet jy soos volg te werk gaan. Jy moet sien dat daar 9 dele is. Een deel vat 6 ohm en die ander een 3 ohm, so daar's actually 9 dele en die meeste weerstand wat nou die 6 ohm is, hy gaan die minste dele kry. So hy gaan net 3 van die dele kry. En die onderste een gaan 6 van die dele kry. Hoekom? Want die meeste stroom vloei deur die minste weerstand. Okay, so dit kan confusing wees as jy dit dalk nie onthou nie. So dan kan jy 'n vergelykingkie opstel wat sê dat die stroom deur die 3 ohm resistor is die totale stroom maal 6 uit die 9 dele. So dan het ons 2 ampere maal 6 op 9 en dit is gelyk aan 1,33 amps. Okay, dis die een metode. En let wel, dit werk net as daar 2 weerstande in parallel is. As ek nou 'n derde een hier gaan insit van sê nou maar 2 ohm, dan gaan dit nie werk nie. So daar's 'n limit of 'n limit tot 2 of jy kan dit, daar is 'n manier om dit te jinx as ek daai term kan gebruik, maar ek gaan dit nie vir jou wys nie. Okay, so ek hou minder van hierdie metode. Alhoewel baie leerders daarvan hou, is dit so vir my so 'n klein bietjie beperk. Maar jy moet bewus wees daarvan. Kom ons vat dit geweg. Kom ons kyk gou na 'n alternatiewe metode. En dis om te sê dat die totale volts of die volts van die eksterne baan, die potensiaalverskil is die volts in serie plus die volts in parallel. Dis om daai roete te vat. So ek het nou 8 volts hierso. En die volts in serie is net daai ene daar. Daai ene. Jy kan dit die volt oor die 2 ohm noem of jy kan net sê die potensiaalverskil daar is die stroom daar maal die weerstand. So ek vervang daai VS met 'n IR. Of jy kan dit apart uitwerk. Jy kan gesê die potensiaalverskil oor die 2 ohm resistor is I maal R en dit is 2 maal 2 en dit is 4 volts. Of jy kan dit net daar gaan insit dit plus die potensiaalverskil oor parallel. So nou dit is 8 is gelyk aan 4. Skryf net daai waardes in. 2 maal 2 plus VP. En dan kry ons die potensiaalverskil oor die parallelle gedeelte is 4 volts. En dis nice. As jy dit het, dan het ek die voltmeter daar van 4 volts. En ek het 'n voltmeterlesing daar van 4 volts. En nou kan ek maklik daai stroom gaan kry wat deur daai rooi gedeelte van die baan vloei. Want stroom is potensiaalverskil
gedeel deur weerstand en dit is 4 gedeel deur 3 en dit is ook 1,33 amps. Nou, jy sal sien dis 'n klein bietjie langer hierdie, maar dit het vir jou baie ander goed gegee. Dit het vir jou potensiaal verskil daar gegee. En met ander woorde, ek kan ook die stroomgedeelte daar kry. Okay, so dit is die basiese goed wat jy moet weet om graad 11 stroombane aan te pak sonder interne weerstand.